Ek wil met julle gesels, soos wat ek gesê het, ek wil met julle praat oor die 3 kruise. Ons gaan eers lees, Lukas 23 vers 39 tot 43. Hy sê, een van die vaarders wat opgehang is, het hom gesmaak en gesê, as u, hoor wat hy sê, as u die Christus is, verlos u self en vir ons. As u die Christus is, so hy was ook nie seker. Die volgende ene sê, hy sê, maar die ander ene antwoord en bestraf op en sê, hy het geweet, wie is dit wat hier in die middel hang? Hy het geweet, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Hoor hierso wat sê verder. Hy sê, ons is toch regverdiglik. Hy sê, ons is hier omdat ons het verdien. Ons het droog gemaak. Ons het fout gemaak. Dit is wat hy sê, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen. Niks, absoluut niks. En het geweet, Jesus het niks verkeerd gedoen. En hy sê vir Jesus, hy sê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkrijk kom. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in paradys wees. Is dit nie 'n wonderlike idee? Hy laaste skrif. Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ek wil net daar so stil staan. Hoe is jou verhouding met die Here? As jy vandag gaan sterf, of jy skuldig is aan 'n ding, of as jy onskuldig is, maak nie saak. As jy vandag gaan sterf, gaan Jesus vir jou kan sê, jy sal saam met my in die paradys wees. Ek kan nie die vraag vir jou antwoord. Ek kan nog vir my antwoord. Maar jy moet nog vir jouself antwoord. Is jy reg met die Here? Is jy in die regte stand met God? Doen jy wat God vir jou vra om te doen, wat hy wil hê jy moet doen, wat sy planne vir jou is om te doen, nie jou eie planne. Hoe is jou verhouding met God? Ek en jy het nie beheer oor lewe en dood. Ek en jy, God het beheer daaroor. En as hy besluit, hy vat my nou weg, dan is dit nou maar so. Ek praat nou van myself, as ek sê, as ek in die lewe is God by my. En as ek sterf, dan is ek by God. So beide kante is 'n wen-wen. Kom ons, baie mense glo nie aan God. Baie mense glo nie aan Jesus nie, het julle nou dit verduidelik. Maar kom ons lewe asof Jesus, die Vader en die Heilige Gees 'n absolute werklikheid is. Want net miskien, al glo jy dit, net miskien is dit die waarheid. Ek kan jou sê, van my kant af, is dit die waarheid. Dit is die heilige waarheid. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Nie Mohammed of iemand anders of iets anders nie. In die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Dus ek wil graag stilstaan by die 3 kruise wat verteenwoordig word met die kruisiging van Jesus Christus. Eerst vir ons lees Johannes 19 vers 18. Dus hy sê, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. Die eerste kruis wat ek oor
kruis van verwerping. Lukas 23 vers 39 lees ons dat een van die misdadigers wat saam met Jesus gekruisig gesê, hy sê, as u die Christus is, verlos jouself. Maar hoor wat sê? Hy sê, as u die Christus is, hy sê seker, hy sê, as u die Christus is, verlos jouself. Hoor wat hy sê, hoor wat hy verder sê, maar ook vir ons al. Maar ook vir ons. As jy die Christus is, verlos jouself en vir ons. Maar hulle het dit nie verdien. Maar die een aan die ander kant, draai terug na daai pad en daai ander kant van Jesus. En hy sê vir hom, kry jy nie skaam. Kry jy nie skaam. Ons is hier, omdat ons hier moet wees. Want ons het, deur ons dade, is ons nou in hierdie omstandighede. Ek sê, maar die ou wat die in die middel tussen ons twee is, ek weet, hy het niks verkeerd gedoen. Hy is onskuldig. En luister nou, omdat Jesus onskuldig was, en sy bloed onskuldig gevloei het, en sy liggaam onskuldig uit mekaar uitgeskeur is ek en jy verlos deur daai onskuldige bloed, want hy het geen skuld. Amen, ja, hy het geen skuld gehad nie. Jesus het, ek kry hoender vir, ja, hy het geen skuld gehad nie. Ek en jy het skuld. Ek en jy het skuld. Maar pas op, dat as jy jou laaste asem uitblaas, dat jy nie koninkryk van God gaan mis. Ek wil vir die paar dinge van hierdie opskoppejag aan die voorhou. Eerste plek, is hy geen erkentenis van skuld. Hoor daar wat hy sê, geen erkentenis van skuld. Hy sien hierdie ou hier in die middel, hy sien vir Jesus daar, hy weet, hy het niks verkeerdigies uit te waai nie, hy is onskuldig daarso, maar hy kom nog steeds en hy smaak, en hy sê, as jy die Christus is, verlos jouself, maar ek wil ook verlos word, asseblief. Ek wil ook verlos word. Hy stel ook glad geen daarin belang om te erken dat hy skuldig en verkeerd is. Hy het net wêreldse berou. Hoe sê ek wêreldse berou? As ons swaar kry, as ons 'n fout gemaak, en ons kry swaar. Jy steel, jy pleeg 'n moord, maak nie saak wat, en jy word nou in die tronk gesit. Dis nou jammer, Suid-Afrika se tronke is nou nie soos Indië se tronke, en soos van die Japaneese rarig. Mense, julle moet dit gaan sien. Angolese, in Angola, in daai tronke daar so, was dit gate gewees wat gegrou is, en die mense is daar aangegooi. En dit is hoe dit was. Daar was nie TV's, daar was nie Kentucky vir die mense. Daar was skaars water, daar was skaars kos gewees. Die meeste mense wat in Indië en in daai tipe plekke is, daai oosterse lande is so, se families moet vir hulle gaan sorg. En baie van die families weier om vir hulle te sorg. Wat verdien ek en jy? Ek gaan vir jou reguit sê wat ons verdien. Ons verdien die dood en die ewige straf. Hoor julle wat ek sê? Ek praat nie van kos en goed. Dit wat ons het, het ons uit genade en uit genade alleen. Waar is die vrouens wat naals wat kiethuis op? Dis een verband vandaag. Nee, die kiethuis op. Hoor, make-up. Ja, daar so dan so. Luister, mooi skoene. Hierdie skoene loop lekker sag. Rarig sag. Baie goed sag.
Het jy seer? Kom het jy seer, het jy pyn? Ja, pas op dat jy nie meer kry. Nee, hoor wat ek sê. Ons het almal pyne en skete. Ek het eers skielik verskriklik baie uitgewoon hoor. Ek doen ons so lekker in die bene van die bene en die arms op die arm neer. Al met afsig. Maar ek lewe. En ek kan met Jesus aanbid. Ek kan my beroep op die Vader wat in die hemel is. En ek kan my Gees vra, help my, lei my. Raag moet op die regte plek, op die regte plek. Dit is genade. Sê ek iets keer, doen jy dit dan so. Genade. As ons voertuie tel en ons ry, en ons so weer veilig by die huis, sê ons vir die Here dankie. Sê ons vir die Here dankie. Jy vir die Here dankie gesê, Sakie? Absoluut, ek ken hom so. Nee, ek ken hom so. Ek ken hom, hy wil nie so toe gegaan het. Ek weet. Nee, ek weet dit. Want hy sê, hy sê baie moeilikheid aan, het jy nou weer probleme gekry? Het jy weer gekry? Ai, Sakie. Hy behoorlik vir 'n rooi rok op te ry. Oh my. Sakie. Genade, broer. Genade. Sakie sê, hou nie van die plek, en sê, jy wat die moeilikheid. Ons het jare terug, ons het Torskap gebly het, en ons gery na ons albei over aan stap so by 8 mense. Ek kan net nie onder 60 hou. Ek weet nie hoekom. Dit het vir my baie geld gekos. Ons moes maar betaal het. Maar ek en jy is skuldig. Daai jakker waar daar so gehang het, hy sê, hy is net bitter ongelukkig, omdat hy gevang is. As jy kan wegkom, is jy right. Dit maak nie vandag. Maar as jy, stop, né? Stop vir hy broer op. So vooruit, hy is gevang, Sakie. Ons maak so. Ons kan baie kanse vat, en dan ons kan wegkom. Maar as ons gevang word, dan is ons spyt. Maar hy sê, ook spyt is 'n baie goeie ding. Want hy is altyd te laat. Hy is altyd te laat. Hy sê met ander woorde, hy is nie spyt, daai karakter wat daar so gehang het, is nie spyt omdat hy vir God verwerp het nie. Hy sê is dat hy teenoor God of teenoor God gesondig het. Hy sê nee, hy is net jammer dat hy gevang is. En hy het glad nie, wat doen mense? Hy het glad nie berou daaroor. Hy is glad nie bedroef daaroor. Dit is net. Die Bybel verduidelik ons ook wat die eindresultaat is van die wêreldse droefheid. 2 Korintiërs 7 vers 10 sê vir ons, hy sê van die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Hy sê maar die droefheid van die wêreld werk die dood en hy het dood gegaan. Maar van hy 2 wat aan Jesus was, so as die ene die regte plek. Net met die woorde wat hy gesê, sê Here, dink net aan my, dink net aan my. En Jesus het geweet, hy het waarlike berou, want hy het waarlike berou gepraat. Jakobus 1 vers 15. Hy sê, daarna as begeerlikheid ontvang het, waar dit sonde. In ander woorde, ek en jy, die woord van die Here sê, ons bid en ons vang, en ons ontvang nie wat ons bid verkeerd, want dit waarvoor ons bid, wil ons in ons eie wellus en begeerlikhede deurbring.
Dis wat hy sê. Ek en jy moet vra vir God se wil. Ek wil baie geld hê. Ek wil ook hierdie smart kar hê. Ek wil baie dinge hê. Maar weet julle wat? Ek is genoegsaam. Hoor julle mooi? My Vader het vir my gesê, ek sal jou gee wat jy nodig het. Ek sal jou nie alleen los. En ja, ons is stout, ons ry met die rooi robots en ons maak droog en allerhande snaakse goeders en weet ons soos kom en mense breek by ons in en hulle steel van ons goed en ja, ons almal het al daardeur geloop. Maar weet julle wat? Ons kan terugstaan en sê, Here, hierdie goed van my wat nou weg is. Ek kan dit nie terugkry. Maar U kan dit vir my terugkry. Dit is amazing. Dit is amazing. En dit help nie ons rent en ons gaan te kere soos 'n klomp bokslagters, omdat die mense ons nou skade gedoen het en dit nie. Skade gaan ons kry. Ons maak partykeer vir onsself ook skade. Want ons luister. Ons luister nie na die Heilige Gees. Hy sê as die sonde dan, hy sê die sonde, en as die sonde dan tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Hy het na waar gaan het dood om die dood te kry. Hulle het dit verdien. Romeine 6:23. Lieflike vers. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En die wakker wat hierdie kant van Jesus gehou het, waar is hy? Hy is in die paradys saam met Jesus. Want hy het berou gehad oor dit wat hy gedoen het. Ek en jy kan vergifnis vra. Ons is in die genade tydperk. Ons kan vergifnis vra. Maar ons kan nie met ons genade speel. En sê, hier is 'n man wat nou my gesaai het. Hierdie man het sy hele lewe lang in die vlees gesaai. Kom ons kyk, Galasiërs 6:8. Hy sê, hy wat in die vlees saai, sal in die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Die een ouetjie wat in Jesus aan die linkerkant gehad het, so spyt gehad, hy berou gehad oor dit wat hy gedoen het. En Jesus het hom vergewe, terwyl sy bloed en sy liggaam nog nie getap het Jesus hom vergewe. Hy het selfs, voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek en jy gaan dit doen. As ons daar in die posisie was, ek en jy sê nie vir die mense, ons wil die mense ook geskei. Ons sê ons sal ook geskei. Ek sê weer, as ons ry, ek praat oor ons ry, en hier so kom mekaar nie so voor die eeuw skielik in, dit is net konkurs, en die skrik jouself uit die beste, en die kas van die eerste woorde wat in jou gedagtes opkom, is die skel die persoon, dat die water in die see, seker moet die persoon was. Kom, sê vir my die, kom nou, sê vir my die. Dit is waarlik, waar is er in die son? As daar nie 'n ongeluk was, kon daar ons nie sê, maar die Here, wat die hand van ons skerm was. Net so wel, ek bloed het. En my eie gedagtes wat op die kop was, dan het jy jou bloed. Daar is jy nie soos die een wat hy kan gaan. Ons moet maar versigtig wees. Dit is allemaal so moeilik. Hy sê, volgende moet ons let op die man se skeptisisme by ongeloof. Hy sê, as u die Christus is, hy het dit nie geglo nie,
iets kry. Vir as jy Christus is, verlos jouself maar vir my ook asseblief. Vir my ook. Hierdie woorde is die woorde van die duiwel. Hoor nou, Mattheus 4 vers 3. Hoor wat sê Satan. As jy die seun van God is, beveel hierdie klip om rood te word. Beveel hierdie klip om rood te word. As jy die Christus is, verlos jouself en vir my kom. Satan kom en hy sê, as jy die Christus is, sê vir my klip om rood te word. Genesis 3 vers 1 sê die duiwel ook, is dit ook so dat God gesê het. Hoor wat hy vraag. Twyfel, mense, die Satan werk, twyfel, hy kom en hy vat, dit is kom ons vat soos 'n Bybelvers. Hy vat 'n Bybelvers, so, en hy kom verander een woord in die versie, en dit verander die hele konteks van die vers. Kyk na die nuwe vertalings, gaan doen net dit. Lees jou ou vertaling, lees jou Hebreëse vertaling, lees jou Griekse vertaling. En dan lees jy jou Engelse vertalings en jou nuwe Afrikaanse vertalings en jy gaan sien jy hoor nie so baie woorde. Daarso, dit is nie heeltemal dieselfde nie. Hy kom en hy verdraai die dinge. Hy verdraai die woorde. Hy verdraai die evangelie. Hy verdraai dit. Nou kom ons is in 'n tydperk wat sê, alle paaie lei na Jesus toe, na God toe. Nee, my Bybel sê vir my, daar's een weg, en dit is Jesus. Sê, want ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Sê nou die dood. Sukkel hy met dat. Hy sukkel met my vandag, nee. Jy sien dit, hy hoor robot. Hy sê, onthou waar ook al die skepticisme en twyfel het oor wat God gesê het, sal die vind aan die duiwel daar agter sit. Hy is die vader van die leuns en die verwarring. Hy wil hê dat mense die woord van God in twyfel trek. En dis hoekom daar so baie mense is wat so baie argumenteer oor die Bybel. Hou toch op om te argumenteer oor die Bybel. Ja, want dit beteken eintlik sis en dit beteken eintlik so. Gaan lees jou Bybel en voordat jy Bybel lees, gaan bid en vra vir die Here om vir jou die openbaringskennis te gee wat jy moet hê op daai oomblik. Dit is dit wat dit beteken. Dit is dit wat dit moet wees. Hy sê, ek wil ook hê, die mense met die woord van God in twyfel trek, veral van verlossing, sodat hulle in die boek van 4 saamloop gewerk kan word. Mense wat hulle eie lewe neem, veral as deel van die groep, soos byvoorbeeld Engels Gryp, ons het 'n klomp staatsnaam, dis al ook ene hierdie, Engels Gryp, wat almal selfmoord gepleeg het, mense soos hierdie, daar's probleem. Die volgende punt wat hier genoem word, kan ook, is 'n gebrek aan nederigheid, aan trots, die wat langs Jesus gehang het, en homself skuldig gemaak aan trots en hoogmoed, en daarom het hy met Jesus gespot. Jakobus 4 vers 6, hy sê, maar hy het groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Die ene hierdie kant was hoogmoedig gewees, en die ene hierdie kant het berou gehad. Hierdie ene het berou gehad. Hy sê, die met die gedagte dat hulle God nie nodig het. Daar is mense wat alles self kan doen en self wil verwag. Hierdie diep moes na God gekeer het, en dan sou hy genade en barmhartigheid ontvang het, soos wat die ander ene was. Kom ons kyk Psalm 103 vers 8. Hy sê, barmhartigheid en genade is die Here, lankmoedig en groot van goeie tierenheid. Nou gaan ons na die tweede kruis toe, van ontvangs,
En ek noem hom die kruis van ontvangs en aanvaarding. Vers 40, ek ken die tweede misdadige vir Jesus as die seun van God. Ek vra vir die ander een, hy sê, kom luister maar, as jy ook nie bang vir die Here, as jy nie bang vir God nie, vrees jy ook nie vir God nie. Die Bybel leer vir ons ook dat vrees vir die Here die begin is van wysheid, die hoofletter van wysheid. As ons wysheid kon word, bid dit van God af, en hy sal dit vir ons gee, want hy is nie 'n aannemer van 'n persoon. Hy het ook geweet dat God sy lot sal bepaal, hy het ook weet dat God die een is wat sal oordeel, en die tweede ding wat hy besef het, is dat hy verdoem was, en dat er geen aardse uitweg. Hy sê, ons verdien ook ons Televeer sê ook, hy sê, ons ontvang ons verdiende loon. Nou, om ons as mens, vir my en jou, om ons sondes te erken en te bely, is die eerste stapie van verlossing. Ok? Ek sê weer, ons is in 'n genade tydperk op hierdie oomblik. Die genade tydperk gaan daar kom. Een of ander tyd. Die genade tydperk gaan daar kom. Die genade tydperk gaan stop. Net sê hoe lang jy lewe. Net sê wanneer Jesus kom. Maar net sowel kan jy so uitstap en jy sterf. Dink jy dan jy gaan nog 'n genade tydperk hê? Jy gaan nie meer 'n genade tydperk dan hê nie. As jy jou laaste asem uitblaas. Ons het nou 'n klompie mense het ons nou verloor hierdie laaste 2 weke. So, net so, almal, net so, almekaar. Daar is nie meer tyd vir hulle om keuses te maak nie. Maar ek en jy wat hier so sit, al die asem. Regtig. Al asem hoor. Hansie, al asem. Terwyl ons op asem haal, het ons nog tyd om 'n keuse te maak. Ek wil die Here dien, gees en in waarheid. Met al my krag, met al my mag. Die derde kruis van verlossing. Wat is die eerste kruis se naam? Tweede kruis se Tweede kruis se naam? Kruis van aanvaarding. Derde kruis, die kruis van verlossing. Hierso, staan. Hy sê, ek en jy is almal sondaars, en ek en jy moet daagliks ons sondes bely. Want as ons dit doen, hy is getrou en hy is regverdig om ons te vergewe en ons vry te spreek van alle ongeregtigheid. Herken julle daai woorde? Amen. Ek hoor niks. Amen. Hy sê, Jesus sê vir hy tweede misdadige sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met in die paradys wees. Dit is die goeie boodskap, die blye boodskap. Dis 'n boodskap van hoop, wat Jesus vir my en vir jou gegee het. Ek en jy het nodig om in hom te glo met elke greintjie weefsel wat binne in my en jou is. Ons het nodig, sodat ek bestaan uit siel, gees en liggaam. En God se gees, as ons tot wedergeboorte kom, begin in een gestrengel raak met my mensgees. En dis hoe ons verander. Want hoor wat ek vir jou sê, ek en jy kan nie in God se teenwoordigheid ingaan en onveranderd daaruit stap nie. Ons kan nie onveranderd uitstap nie. Dan sê ek vir jou, as jy onveranderd uitstap, as jy nie God se teenwoordigheid en as jy iemand in iets anders se teenwoordigheid. Ek en jy het nodig om terug te staan en te sê, Here, ek weet nie wat aangaan met hierdie situasies, met hierdie omstandighede, met hierdie gemors wat hier so onder ons aangaan.
Weet julle wat, nee, ek is deel van die oorlog gewees. Ek dink die was nog mense wat deel was van die oorlog in Angola en daai tyd. Die was daar, nee, Jos, daar. So. En ek weet presies wat is oorlog. Ek weet presies wat is oorlog. Ek weet presies wat het is as my vriende langs my doodgeskiet word. Wat er op handelijke trap, wat er aan ongelukke is. Ek weet presies. Maar ek, daai tyd was ek nog onbekeerd gewees. Ek het tot wedergeboorte gekom. En nou is dit wat ek kan sê. As ek nou sterf, is ek by God. En as ek hier sterf, is God by my. En dis dit. Dit is dit. Ons worry oor die petrolpryse wat opgaan. Hoe cares man, die Here sê sal aan ons voorsien. Ja, gaan miskien 'n bietjie moeiliker wees, maar hoe cares? Hy gaan vir ons gee dit wat ons nodig het. Wie as jy met jou voete moet loop, dan loop jy met jou voete, wat die Here het vir jou voetjies gegee om mee te loop ook. Kom, is dit nie so nie? Met jou voete. Ja. Kom, is dit nie so nie? Hy gee vir ons wat ek en jy nodig het. Ja, jy gaan sukkel met daai kaartjie. Ek het jou nou gesien. Ek het jou nou gesien. Wys op met enige ander geloof in die wêreld wat verklaar dat jy net jou sonde moet bely en in die gestorte bloed van Jesus moet glo en vertrou dat jy gered sal word. Daar is nie nog so ons is. Ek wil hoor wat ek sê. Jy het nou nog gemis net. Jy het nou gemis. Wys vir my enige ander godsdienst wat glo dat Jesus my en jou sondes sal vergewe. Wys vir my nog 'n ander godsdienst. Daar is nie. Daar is nie. Daar's ene. Hy is die deurweg. Niemand gaan na die Vader, sê Jesus, behalwe deur my nie. Niemand sal nie. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die ewige lewe. Voor vanaand, of voor vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Waar wil jy wees? Waar wil jy wees? Waar wil jy wees? Ja, kom by God wees, man. Ek wil vir God sien met my oë. Ek wil vir Jesus sien in sy beheerlike liggaam met my oë. En ek wil die Heilige Gees die hele tyd ervaar. Die hele tyd. Amen. Ja, ons gaan dankie sê met my, ons gaan dankie sê. Halleluja. Hy het sy liggaam vir my prys gegee. Hy het sy bloed vir my prys gegee. Hy het sy lewe vir my prys gegee. Sodat ek kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. En ek sê nou vir julle, maak nie saak hoe arm ons is nie, en hoe leeg ons koskaste is nie. Ons is nog steeds koningskinders. Come on! Vrygemaak, ons is vrygekoop deur die bloed van die lam. Dit is wat het is. Dit is wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. Hy het sy bloed gestort vir my en vir jou. So ons is gered van die hel, van ewige dood. Nou, kan ek en jy die ewige lewe beerwe. Dit is dit wat Jesus ons gedoen het. Ek sluit af. My ewigheid maak staat op die besluit wat ons vanoggend kan neem. Ek wil net 'n vraag vra. Wanneer laas het jy met 'n opregte hart jou sondes gaan bely voor die Vader, voor die Seun en voor die Heilige Gees? Wanneer laas?
as jy nog nooit die Here gevra het om jou te onthou nie, wil jy dit nie nou doen. Weet die hemel, die ewigheid, die ewige lewe wag vir my lewe. Al wat ek en jy moet doen, is as het ware, is om te vra die kosbare bloed van Jesus Christus gereinig te word. Van die man wat aan die kruis vir my en vir jou gesterf het. Come on, mense. Come on. Kom ons begin lewe asof God, die Seun en die Heilige Gees 'n werklikheid is. Hou op met julle duiwelstrek wat binne in julle gedagtes is om te sê, maar ek sal nie die Here vergewe nie, ek sal nie daai Here vergewe nie, en ek wil daai Here wil ek met niks met te doen hê nie, en daai Here dit. Jesus het ons almal lief, man. Hy het ons almal lief met dieselfde liefde. Wie is ek en jy om 'n geskape wese, die mens wat aan die beeld van God geskape is, te gaan veroordeel? Sê, love the person but hate the sin. Ek is nie tevrede met sonde in my lewe nie. En ek probeer dit uit my uitwurg en uit my uitruk. Maar as ons steeds sonde. Romeine, lees Romeine, jy sal dit sien. Hou op om ander mense op hulle baadjie te trakteer. Hou op om iemand wat iets verkeerd vir jou gesê het, om in die hel te wil gaan werk. Want hoor wat ek vir jou sê, as jy dit doen, gaan jy eers in die hel wees. Jy sal eers in die poel van vlieg gewerk. Jesus het vir my en jou gesterf. Dit is 'n absolute wonderlike ding wat gebeur het. Ek en jy nie nodig om my pyn deur te gaan. Amen.